Ek wil baie welkom sê vir elkeen wat via video inskakel, voorreg om jou deel te hê van ons diens. Ja, soos ek gesê het, vanoggend is so 'n bietjie tussenin Sondag, so 'n bietjie de mekaar, hier in Sanin, die noorde van Suid-Afrika waar ons diens hou. Reën het verskriklik en skool het oopgemaak Woensdag en toegemaak Woensdag. En Donderdag en Vrydag was weer vakansie, so hierdie moes 'n gewone Sondag gewees het, nou is dit 'n vakansie Sondag. So ons hele beplanning wat ons vir almal laat weet het via WhatsApp en Facebook het 'n week aangeskuif. En vanoggend wil die Here met ons deel oor die hele ding rondom hoekom Sondag. Hoekom hou ons Sondag en hoekom is dit op Sondag nie op die Sabbat nie? En daai hele vraagstuk ding situasie. Nou, ek weet nie of julle al daaroor gedink het of gewonder het of gesprekke daaroor gehad het nie. Ek moes ongelukkig of gelukkig al in my lewe baie keer met mense hierdie geloofskrisis vir sommige help hanteer. En daarom het ek dit goed gedink, omdat ons nou vanoggend hierdie ekstra Sondag het, kom ons gesels bietjie daaroor. En Dynamis is tans besig, ons het die 1 Desember begin laas jaar, om die Nuwe Testament deur te lees, een hoofstuk per weeksdag, dis aangedui op ons kalender, as jy wil inval en saam met ons dit wil doen. En elke Sondag se preek kom uit die vorige week se stukke uit. En vanoggend het ek so bietjie verder teruggegaan, bietjie in Matteus ook gaan rondkrap. So ek wil vanoggend eers bietjie met jou gesels oor die Sabbat versus die Sondag. Nou die oorsprong van hierdie hele debat en gesprek begin heel in Genesis, waar God die aarde maak in 7 dae of 7 tydperke, want vir God is 1000 jaar soos een dag en een dag soos 1000 jaar, en omdat niemand daar was om dit neer te skryf nie, weet ons nie hoe lank 'n dag toe was nie, maar die punt is die Here het in 7 dae die aarde geskep, met alles daarop, en op die 7de dag het hy gerus. En daarmee het hy 'n beginsel neergelê, en die beginsel wat hy wou neerlê, is dat 'n mens nie net kan werk nie, maar jy het ook nodig om te rus. Soos daai kind wat hopelik vanmiddag gaan slaap. Is net 'n grapie. Right, nee, ons het nodig om ook te rus. Nee, die Here het van die begin van die skepping afgesê, en toe het Adam en Eva natuurlik droog gemaak, en is uit die paradys uitgejaag, en toe kom werk by, en sweet by, en die Here sê, okay, nou asseblief, workaholics, daai ding werk nie, jy moet rus ook, jy moet balans hê in jou lewe. En toe gaan 'n klomp tyd verby, en elke land het sy eie kalender, en whatever alles, en toe word Jesus gebore. En die geskiedenis word gedeel in 2 dele. Voor Christus en na Christus. En skielik het ons 'n kalender wat begin op 'n spesifieke dag, en ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En toe kry weksdae, kry name. Ergens in die geskiedenis. Nou, as jy die weksdae gaan Wikipedia, gaan jy agterkom dat omtrent elke weksdag is of vernoem na een of ander hemelse verskynsel, of een of ander god of persoon uit die Griekse mitologie. Want die Grieke, wat in Jesus se tyd, of die Romeine, wat die oorheersende volk was, het op daai stadium alles beheer, en hulle het gesê, dis hoe dit gaan werk, en dis wat ons daar gaan noem, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En toe kom Jesus op aarde, en hy begin praat, en ek wil jou herinner dat ons, vir jou asseblief vra om elke Sondag jou Bybel saam te bring, ons gaan nie meer die Bybeltekste op die skerm wys nie, ons gaan dit almal saam lees, elkeen uit ons eie Bybel uit, sodat jy daarin kan merk, en daarin kan sê, merkies maak, en kan sê, waar praat die Here met jou? So vanoggend se eerste stuk wat ek vir jou wil lees, is Matteus 5 vers 17 tot 20, waar Jesus iets sê oor wat kom maak hy op aarde. Want sien, voor Jesus op aarde gekom het, was daar hierdie die Fariseërs, nie skrifgeleerdes, en die Sadduseërs, en dit was ouens wat die religious elite was, en hulle was super skynheilig. Die Here sê op 'n stadium vir hulle soos wit gepleisterde grafte. Hulle sê iets met hulle mond, maar hulle leef dit nie met hulle harte nie, en hulle leef dit nie agter die skerms nie, en hulle misbruik die volk, en hulle speel op hulle gevoel deur God en die woord te gebruik, omdat hulle die Bybel beter ken as ander. En hulle het hierdie klomp, hulle het die 10 gebooie gevat wat God vir Moses in die woestyn gegee het, en hy het 'n klomp ander praktiese reëls en wette vir hulle neergelê, soos byvoorbeeld, God kom in die Ou Testament, dan sê hy, daar's sekere diere wat jy nie van mag eet nie, want hulle is onrein. En nou gaan party mense en hulle sê, maar ek eet nie van daai kos nie, want dit is onrein. God het gesê dit is onrein. As jy gaan kyk vandag in die wetenskap, is die diere wat God onrein verklaar het,
is die diere wat as dit nie reg opgepas word en opgesny word en gestoor word en gevacuum seal en geyskas en gevrieskas en wat ook al word nie, dan maak dit jou dodelik siek. En dis wat God het dit geweet, want hy het die hele aarde gemaak en hy het geweet daar's hier ding soos 'n yskas in die woestyn nie. En hy het geweet as jy van daai goed eet, gaan jy doodgaan, jy gaan siek word. En God het gesê moenie, so hy maak dit net onrein en hy sê los. So 'n klomp van hierdie reëls of wette in die Ou Testament was praktiese goed gewees. Maar die Fariseërs en die Sadduseërs het gegaan, hulle het 110 wette gaan bysit, veral rondom die Sabbat. Die Jode het geglo, die Sabbat is van sononder op 'n Vrydag tot sononder op 'n Saterdag, en dan mag jy nie werk nie, en so aan en so aan. Toe gaan die Fariseërs, toe sê hulle, okay, as jy 'n stoel het, en jy ry op jou stoel, en hy maak 'n slooitjie in die grond, dan werk jy op die Sabbat, want jy's besig om te ploeg. Nee. En hulle het gegaan, en hulle het gesê, jy mag nie op die Sabbat meer as x aantal kilometer reis op land nie. Nee, op land. Want as jy op 'n boot is op daai stadium, want jy mos nou nie beheer wat die wind met jou maak nie. So jy mag nie so ver reis op land nie. En toe gaan die ouens wat wil cheat, nee, waarskynlik 'n tiener het dit uitgedink en vir sy pa gewys, maar in elk geval, toe vat hulle die kamele se sale, en hulle sit onder dit 'n sak water. So dis die kameel, en dan water, en dan 'n saal. En dan kan jy mos reis net so ver as jy wil, want jy is nie besig om op land te reis nie, reis op water. En hierdie goed is, ek weet dit klink vir jou snaaks, maar dit het actually gebeur. Want op 'n Sondag, Sabbat, of die Sabbat, soos hulle dit genoem het, van sononder tot sononder, was daar al hierdie 110 reëls, van jy mag nie vuur maak nie, of jy mag nie dit nie. En dan gaan die Jode, dan vra hulle vir hulle heidense slawe, om die werk te doen op 'n Sabbat, maar want hulle moet stil sit. Nee, so jy cheat. En Jesus kom in hierdie gesprek rondom al hierdie wette wat gehou moet word, en Jesus wat besig is om met sy lewe so bietjie hierdie reeltjies wat die godsdienstiges gemaak het, 'n challenge, en hulle word kwaad, kom Jesus en hy sê in Matteus 5 vers 17 hierdie woorde, julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete, met ander woorde, die wet was die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die profete was die groot profete en die klein profete, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Jesegiel, Daniël, Joël, Obadja, Jona, Naam, Habakuk, Sefanja, Sagaria, Malagi, al daai, né? 5 groot profete, 12 klein profete. Jesus kom en hy sê, ek het nie gekom om 'n streep te trek deur die Ou Testament nie. Nee, ek het gekom om die ware bedoeling van God se wet te laat uitkom. Ek verseker jou, al sou die hemel en die aarde ophou bestaan, sal die wet definitief tot in sy fynste detail geldig bly. Totdat God se bedoeling daarmee bereik is. As jy dus die kleinste van God se opdragte op sy skuif of ignoreer, en ander leer om dit ook te doen, sal jy die kleinste wees in God se koninkryk. Maar as jy die wet tot sy kleinste detail respekteer en gehoorsaam, sal jy groot wees in die koninkryk. Want ek sê vir julle, hoor net wat sê hy vir die religious establishment, nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word om in God se koninkryk te kom. Met ander woorde, as jy moet nog meer voorbeeldig wees as hierdie skynheiliges hierdie kant. So wat kom Jesus sê? Want later word hy gekruisig en begrawe en sovoorts en sovoorts. Jesus kom en hy sê, ek is die enigste volmaakte persoon. Daar is niemand wat die hele wet kan hou nie. Ek wil net gou 'n toets doen. Nee, kom ons vergeet die klein sondetjies in die wet soos om nie te steel nie. Kom ons gaan vir 'n groter. Nee, moord pleeg. Wie hier het al moord gepleeg? Mooi ding. Jesus sê, as jy enige iemand 'n idioot noem, of verwens in jou verstand, soos vir jou ma sê, ma is 'n idioot, wat weet ma? Nee, dan het jy moord gepleeg. Kom ons kyk gou weer. Wie hier het al moord gepleeg? Enige iemand verwens of kwaad voorgeword in jou verstand? Of dalk met jou mond, sommer hardop. Okay, wie hier is 'n massamoordenaar? Okay, taksies agter die mall, dis die ding.
Okay, right. Jy verstaan, so Jesus kom en hy sê, ek besef, dat die wet is 'n bietjie moeilik. Ek sal die vervulling wees van die wet. God se oorspronklike bedoeling van die wet, was reëls vir lewe, vir 'n geordende samelewing. Maar wat agter die wet lê, is die God wat dit gee. En God sê, ek het jou lief. En omdat ek jou lief het, wil ek nie hê jy moet seer kry nie, jy moenie ander mense seer maak nie. So moenie steel nie, moenie kuier by 'n ander man se vrou nie, moenie moord pleeg nie, moenie dit nie, moenie dat nie. Dis nie trappies hemel toe nie. Dis reëls vir 'n relationship. En alle relationships het reëls. Elke relationship het reëls. Geskrewe of ongeskrewe, op 'n huwelik, op 'n troue, dan maak ons sekere beloftes, en daarmee skryf ons die reëls vir ons verhouding. En so gaan dit aan, en dit evolve, en dan kom jou kinders, en dan word hulle gebore, en dan sê jy vir hulle nee dit, en ja dit, en soos elke verhouding op aarde het reëls, maar Jesus kom en hy sê, as jy net die reëls hou, dan gaan dit mos nie oor 'n verhouding nie. So dis die eerste beginsel wat jy moet gryp uit hierdie vers van Matteus 5, vers 17 tot 20. Jesus sê, hy is die vervulling van die wet, en hy het gekom om die ware bedoeling van die wet te laat waar word, sodat mense dit weer besef. Dit gaan oor 'n lewende verhouding met God, wat uitgeleef word op 'n spesifieke manier. Right. Nou, tekste wat ons die afgelope week of 2 gelees het, Markus 2, blaai bietjie, Matteus, Markus 2, vers 23, daar lees ek die volgende, mense is belangriker as die Sabbat. Onthou my, ek moet nou vir julle vertel hoe het ons by Sondag uitgekom, hoe die Sabbat geskuif na Sondag, toe ek moes dit aan die begin gedoen het, maar ek sal dit nou net doen. Ok, mense is baie belangriker as Sabbatswette. Markus 2 vanaf vers 23, een Sabbatdag, met ander woorde ergens tussen sononder op 'n Vrydag en sononder op 'n Saterdag. Terwyl Jesus deur die koringlande geloop het, hier's moeilikheid, jy mag nie boer op die Sabbat nie, het sy disippels al lopende are afgepluk, met ander woorde, hulle het geoes. En die Fariseërs het gesê, nou het ons jou. Kyk wat doen hulle, dis teen die wet om werk op die Sabbat te doen. Jesus se reaksie was, het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy nood verkeer het en sy mense honger was, sy soldate. Hy het tydens die hoofpriesterskap van Abjatar, hoor wat het hier gebeur, nee? In die huis van God ingegaan, en wederregtelik die offerbrood geëet en wat vir die priesters bedoel was, en hy het dit vir sy mense gegee. Toe sê Jesus vir hulle, die Sabbat is daar ter wille van die mens, nie die mens ter wille van die Sabbat nie. Daarom het ek, die seun van die mens, seggenskap oor die Sabbat. Aan die Jesus sê, ek kan sê wat mag gebeur op die Sabbat en wat mag nie. En as mense honger is, dan eet hulle. En as hulle nodig het om te oes op die Sabbat, dan oes hulle. Sien, wat Jesus met hierdie woorde probeer vaslê het, dis baie maklik om wetties te raak. En te sê, op Sondag gaan ons kerk toe. Nee, nou sleep jy jou kinders aan hulle oor 'n kerk toe, en hulle begin die Here en die kerk haat. Nee, want dit moet nou gebeur. Nee, come hell or high water. Ek het 'n vriendin gehad op skool, sy mag nie huiswerk gedoen het op 'n Sondag. Geen huiswerk. Nee, dan stel sy haar wekker vir 12 uur in die nag op 'n Saterdag aand, sodat sy kan wakker word op 'n Maandag om huiswerk te doen. Really? En ja, ek weet mense ry fiets en klim berg en speel golf en vang vis en whatever alles op die Sabbat. Die Here het gesê, die Sabbat is 'n dag waarop jy rus. En rus op 'n manier wat werk vir jou, maar die Here het ook gesê, die Sabbat is my dag. Dis God se dag. Dis 'n dag waar ek en God moet connect. Maar die Here kom en hy sê, as ons wetties raak oor dinge op die Sabbat, en ek onthou toe ek 'n kind was dit die grootste debat in die kerk, mag jy die Sondag koerant koop? Nee, seriously, dit was 'n huge story. Wie koop die Rapport of die Sunday Times? Want dit, nee. En toe hulle die eerste keer 'n rugby game op 'n Sondag doen, boys, dit was erg. Jene, why? Hoekom maak ons die wêreld so gekompliseerd? Ek het
ruk terug het ek 'n prentjie gemaak van al die goed wat mense doen op 'n Sondag, so 'n social media post. Toe sê ek, jy mag al hierdie goeders doen op 'n Sondag. Begin net die dag saam met Jesus. Kry net die prioriteit reg. Begin die dag saam met die Here, en dan rus jy saam met jou familie, of jou vriende, of jy gaan speel golf. Ek speel nie golf nie, ek het ophou golf speel, want ek verloor my heiligheid as ek golf speel. Ek het 3 minute vir 'n grappietjie, né? Ek is een keer genooi gewees, toe was dit nog Samsung, nou is dit Rhino Agencies, soos ek genooi om hulle golfdag te speel, dit is so shotgun start, almal begin op 'n bof, dan begin jy, dan speel almal op 'n gat, en dan whatever, en ek het hierdie golfstel gehad op daai stadium, wat gekoop was by Sportsman's Warehouse, net daai all-in-one, jy weet, dis 'n sak, en dis eisters, en dis balle, en dis drywers, en dis alles daarin, maar dis like cheap junk, né? En ek gaan toe, en ek gaan driving range toe, en ek vat daai een hout, daai osboot, en toe ek hom die eerste keer slaan, toe slaat ek so duik in sy kop. Nee? Nou weet ek, hierdie stok is useless. Nee? Nou daai hele dag speel ek golf, maar ek speel sleg. Oh my word. Ek het al meer as een keer die prys gewen vir die meeste golf. Dis nie vir die van julle wat nie golf ken nie, die object is om so min as moontlik houe te slaan. Nie so veel as moontlik. Die object is ook om nog balle oor te hê in jou sak. Ek sukkel met al twee van daai, maar in elk geval, op die dag, toe ek die laaste gat speel, nou weet ek, die stok is stikkend. Nou wil ek hierdie mense om my se reaksie toets. Nou haal ek hierdie stikkende stok uit my sak uit, maar net ek weet daar's 'n duik in. So ek is 100% gewaarborg dat hierdie bal wat ek nou gaan slaan, gaan nie gaan in die rigting wat ek wil hê hy moet gaan. En ek staan op die bof en ek sla daai bal. En hy gaan weg. Dink hy het in die teer geland nog, ek kan nie eers onthou nie, maar hy's weg. Klaar. Los, slaan nog een. En ek gooi hierdie temper tantrum, hierdie gemaakte temper tantrum, en ek vat daai stok en ek gooi hom so. En hy maak so, en hy land so in die boom, in die bos, en die caddies begin hardloop. Want as die van julle wat golf ken, as jy 'n ordentlike drywer so gooi, dan gooi jy so tussen 3.500 en 7.000 rand, gooi jy weg. Nee? Dis as jy 'n regte drywer het, nie die 50 cent een wat ek gehad het. Nee? En hy caddy hardloop, en hy gaan soek daai stok, en ek begin lag. En jy sê wat nou, ek sê daai stok was stikkend voor die tyd. Ek soek hom nie terug nie, hy's afgeskryf. En toe Dinam is die volgende keer een of ander bazaar of 'n saak, een of ander, kan nie onthou wat het ons het daai tyd genoem nie, ons doen nie bazaars nie. Dis daai ding by die laerskool, wat ons het genoem, Shamaine? Ons het 'n ding by die laerskool gedoen, nie die Avofees nie, voor die Avofees. Was dit die Avofees al? Ja, toe sit ek my golfstokke daar by die wit olifante, en ek dink ek het R200 daarvoor gekry. Was 'n bargain. Of die kerk het R200 gekry, nie eens geld gevat. So ek speel nie golf op 'n Sondag. Maar ek het nie 'n probleem, dis die snaakste ding. Sondag op pad kerk toe, dan kry ek vir my 'n koppie koffie. En toe daar nog nie 'n pleite of 'n Spar was nie, dan moet jy Mug and Bean toe gaan. En wat's by Mug and Bean? Petrolpompe. Dan ry ek en kry vir my koffie, dan is die ouens daar opgelaai, die manne met die motorfietsse, die manne met die bote, die manne met die quadbikes, die manne met die golfkarretjies, en dit lig spikes aan, dis daar nie meer spikes nie, dit studs, né? En dan is hulle reg, en dan klim hulle uit die kar uit, dan sien hulle die dominee, dan sit nou. Is die mens vir die Sabbat, of is die Sabbat vir die mens? Maar soos met alles, kan jy hierdie reël vat, en jy kan hom buig en trek soos jy wil. En jy kan hom vat, en jy kan dit maak soos die tieners. So, die tieners se gunsteling Bybelvers is beproef alle dinge, behou die goeie. Nee, hulle vergeet soms die tweede helfte. Hulle bly net by die beproef alle dinge. Doen wat lekker is, met ander woorde. Tot dit nie meer lekker is. Dis nie wat daar staan. Daar staan ook moenie stupid wees nie. Sekere goed weet jy van die begin af, weet moeilikheid. So hierdie Bybelteks kom die Here en hy sê, as jy wetties gaan begin raak oor die Sondag, dan gaan jy die betekenis daarvan verloor. Dan gaan jou kinders kwaad word vir die Here. Jou kinders moet besef, ons gaan kerk toe, want ons ontmoet God daar. Ons gaan kerk toe, want ons ontmoet God mense daar. Ons gaan kerk toe, want ons het God nodig in ons lewe. Ons gaan kerk toe, want ons het God lief, en hy het ons lief. En hy gee vir ons hierdie dag, wat ons kan rus.
en kan saam wees, en kan sit om 'n tafel, of kan braai, of kan swem, of jy hoef nie eers nou 'n swembad te hê nie, gaan kry sommer net die potte in die straat en dan swem jy. Die Here kom en hy sê, dis waaroor Sondag gaan. Nie oor 'n klomp reeltjies nie. En dan in Markus 7, vers 1 tot 8, word al weer daaroor gesels. En dit was 'n issue in Jesus se tyd, want gaan kyk 'n bietjie hoeveel keer praat Jesus oor hierdie ding, want die mense wou aan, en op die ou end het hulle Jesus gekruisig, onder andere hieroor. So Jesus kom in Markus 7 vers 1 tot 8 en hy sê, op 'n dag het die Fariseërs alweer hierdie skynheiliges en sekere skrifkenners van Jerusalem af opgedaag. Dis nou waar die groot tempel is, die belangrike Fariseërs is daar. Die ouens wat van daar af kom was so bietjie op 'n higher level. Hulle het agtergekom dat party van sy disippels nie die gebruikelike ritueel volg om hulle hande voor ete te was nie. Haai sies. Sê net gou vir my. Op wie kan ek pik vandag? Franco. Ek weet jy sê vir jou kinders om hulle hande te was voor ete, want jy's 'n goeie pa. Maar wees met my eerlik, voor jou kinders vandag en jou vrou kyk. Nee, sê weer die waarheid. Was jy altyd jou hande voor ete? 100% van die kere. Okay, jou dogter sê nee. Okay, sy het my naam met sy geantwoord. As ek nie my hande was voor ek eet nie, tot wie se nadeel is dit? Myne. Tensy jy uit my bord uit eet en good luck vir jou. As jy jou vingers wil verloor, sit jou hand in my bord. Tensy my vrou is, sy kan enigiets uit my bord uitvat. Nee. Serieus. En dan hoor Markus maak hierdie kommentaar en hakies oor hoe belaglik dit is. In navolging van voorvaderlike tradisie. Hy sê nie dit was 'n wet nie. Hy sê nie dit was 'n reël nie. Dis nie iets wat God gesê het nie. Dis een of ander pa wat op 'n stadium gesê het jy sal dit doen en toe word dit deel van die ritueel en toe word dit sommer God se wet. Die Bybel het gesê. In navolging van voorvaderlike tradisies eet die Jode en besonder die Fariseërs nie voor hulle nie hulle hande deeglik gewas het nie. En daar was 'n ritueel, 'n sekere bakkie, 'n sekere handdoek. Jy moet jou hande op 'n spesifieke manier was, anders het jy dit nie ordentlik gewas nie, jy het nie mooi in die foutjies ingekom nie, nê? Net so eet hulle niks wat van die mark afkom nie. As hulle nie eers hulle hande gewas het nie. Daar's ook baie ander tradisies waarna hulle vasgehou het. Dinge so seremoniële reiniging van drinkbekers, kruike, bakke en eetbakkies. Die Fariseërs en die skrifkenners vra toe vir Jesus, waarom volg jou disippels, hulle was ten minste eerlik met die vraag, waarom volg jou disippels nie die tradisie van ons voorvaders nie, hulle eet sonder om hulle hande te was? Jesus antwoord, julle skynheiliges. Dis bietjie regheid, gewonder dat hom gekruisig nie, die waarheid maak seer. Die profeet Jesaja het dit raak gestel toe hy van julle geskryf het, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Hulle godsdienst is blote skyn, want hulle hou menslike dogmas voor as wette van God. Hulle hou menslike dogma, menslike uitgedinkte goedjies, hou hulle voor as wette van God. Wat moet jy aantrek kerk toe? Wanneer mag jy die nagmaal gebruik? Wie het daai goed uitgedink? Wie mag getrou word in die kerk en wie mag nie? Mag al twee ouers bystaan as 'n kind gebore word en die ouers is nog nie getroud nie, wanneer die kind ingeseën word? Waar in jou lewe staan die goed in die Bybel? Vers 8, julle ignoreer God se opdrag en hou ten koste daarvan aan menslike tradisies vas. En wat gebeur? Die mense wat God soek, dink die kerk is belaglik. Waar kom Sondag verby? Hoe het ons geskuif van Sabbat na Sondag toe? Baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Die Sabbat is gehou deur Jode. Dit was 'n Joodse gebruik. Son onder tot son onder, Vrydag tot Saterdag. Maar wat gebeur toe Jesus sterf? Toe Jesus sterf, toe staan hy op uit die dood op 'n Sondag. En dit word opstandingsdag. God oorwin die dood. Ons geloof het meaning. As Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sonde, maar hy het nie die dood oorwin nie, was sy sterf verniet. Jesus staan op. Alles wat hy gesê het is waar. Kom ons celebrate dit. En van toe af het die Christene gesê, ons dag is 'n Sondag. Dis wanneer ons God aanbid.
Dis wanneer ons kerk toe gaan, dis wanneer ons sinagoge toe gaan in hulle tyd, dis wanneer ons huiskerk hou, of wat ook al hulle gedoen het. Hoe ook al hulle Sondag ingekleer het, want die villages het dit anders gedoen as die stede. Maar hulle sê, hierdie dag is God se dag. En dit gaan oor 'n verhouding met God, dit gaan nie oor 110 tradisietjies nie. Nou leef ek en jy in 'n wêreld waar mense sê, ons moet teruggaan na die Joodse tradisies toe. Dan sê ek, ja, is okay, gaan terug na die Joodse tradisies toe, maar gaan terug na die bedoeling van die tradisies. Die bedoeling van die tradisie was 'n verhouding tussen die skepper en sy skepsel. Was nie die hou van 'n klomp reëls nie. Nou sê jy vir jou vrou, haal af jou make-up, trek 'n lang rok aan, dan mag nie suurdeeg in ons huis wees nie, op 'n Vrydag nie, so op 'n Donderdag moet jy die hele huis skoon was. Jy mag nie dit nie, mag nie dat nie, jou kinders moet in rye staan en almal moet baarde groei, en dis genuine wat gebeur. Ek oordryf nie, ek maak nie eers 'n grappie. Dis genuine wat gebeur in sommige huishoudings wat na hierdie Joodse ding toe teruggaan, en ek maak nie 'n grap daaroor nie. Baie mense doen dit met absolute oortuiging van iemand wat vir hulle vertel het, dis hoe dit werk. En dan gaan hulle selfs dokter toe, die mans, en dan laat hulle self besny. En die Here huil. Want in plaas van dat mense hom omhels in liefde, volg hulle hom in reëls. En ek kan alles reg doen in my lewe. In my huwelik kan ek alles reg doen, sonder om my vrou lief te hê. Ek kan die perfekte man wees, sonder om my vrou lief te hê. En sy sal my los, want sy sal weet ek het haar nie lief. En dan kan ek so nou en dan iets verkeerd doen, maar omdat ek haar lief het, bly sy by my ten spyte van. Dis 'n verhouding, dis liefde. As iemand vir jou vra, hoekom hou hierdie Sondag, dan sê jy, dis eenvoudig. Dis die dag wat Jesus opgestaan. Ek vier die opstanding van Jesus. Dis al, dis my keuse. Wil jy die Sabbat hou? Yes, hou hom. Maar vertel net vir my hoekom. Hoekom? Ek sal jou vertel hoekom hou ek die Sabbat, of nie die Sabbat nie, ek hou die Sondag. Hoekom hou jy die Sabbat? Hoe hou jy die Sabbat? En as hy vir al hierdie goedjies vertel wat hy doen, dan sê jy vir hom, doen jy daai goed of ken jy die God van daai goed? Want ek ken baie mense wat hierdie Joodse goed volg, maar hulle huwelik is 'n gemors. Ek het een keer met 'n paartjie gewerk waar dit gebeur het, en die vrou het by my gesit en huil. Haar man was besig om haar te verniel, maar sy moet reg staan. En die manne dra groot baarde. En daarmee sê ek nie almal wat 'n baard het nie. Wat 'n baard het is hierdie Joodse saak nie. Darren is heeltemal te groot en hy sal my baie hard slaan. En sy seun is nog groter as hy, en sy baard is nog langer. Darren is lief vir die Here. Nee, okay. Darren, ek laat jou moenie. Jy is my bouncer. Jenny en Darren het ek al een of twee keer saamgevat as ek 'n moeilike saakie moet hanteer. Hy is my Jenny en my bouncer. In elk geval, soos jy jou vrou slaan, van Darren en ek vir jou kom kuier. Darren praat met die mans en ek praat met die kinders. Kyk, weet nie wat hy met die mans doen nie, maar hulle doen dit nooit weer. Nee, ek maak net 'n grappie, Darren maak net 'n grappietjie. Die Here sê wat nie donker gebeur sal van die dak af geskreeu word. In elk geval, vanoggend wil die Here jou bevry van wettisisme. Die Here wil jou kom losmaak van wat moet ek? En hy wil vir jou sê, wat wil jy? Jesus het gewillig aan 'n kruis gehang. Want God het ons lief. God het sy seun gewillig gegee. God gee vir jou alles wat jy nodig het, sonder dat jy hom volg. Romeine 5 vers 8 wat ons nog gaan lees in hierdie een hoofstuk op 'n slag, sê, hieraan weet ons God se liefde is groot, want hy het ons lief gehad terwyl ons nog sondaars was. God gee vir jou wat jy nodig het, hy sorg vir jou, hy beskerm jou, ensovoorts, en dan jy sê jy nog nie eens vir hom, hallo God, of Here, hy is my Vader. God doen dit, want hy is liefde. Hy moet dit nie doen, hy kies om dit te doen. En wanneer jy God ontmoet en hom leer liefkry, dan is die goed wat ons doen as gelowiges, as kinders van God, die goed wat die Bybel van praat, is nie goed wat ek moet doen nie. Dis goed wat ek wil doen. Want ek sê dankie vir alles wat God vir my gee. Ek sê dankie vir alles wat God vir my doen.
God staan nie met 'n vergrootglas om my te brand as ek droog maak nie. God staan nie met 'n sweep om my te slaan as ek nie elke Sondag in die kerk is nie. Die Here tel nie hoeveel keer as jy kerk toe sodat jy die nagmaal kan gebruik nie. Ensovoorts, ensovoorts. Die Here wag nie totdat jy voor 'n dominee gaan staan het en sê nou mag jy die nagmaal eet nie. Nee, nee. Lees die Bybel. Die nagmaal het 'n besonderse betekenis en word gebruik deur almal wat God aanvaar en Jesus ken as verlosser. Niks te doen met ouderdom. Nie eens iets te doen met of jy in 'n kerk is. Hoekom is ouens kerk op 'n Sondag? Want saam met ons God lief, saam soek ons sy wil. Saam wil ons net vir die Here sê, Here, U is amazing. Dankie vir die res van die dag, hier gaan ons. Nou gaan ons swem, nou gaan ons braai, nou gaan ons golf speel, nou gaan ons quads ry, nou gaan ons 'n middagslaapie vang en hopelik as die kind nie luister nie, gee ons die kind vir ouma en oupa aan, sodat ons net 'n bietjie kan slaap. Nudge, nudge, wink, wink. Oumas en oupas asseblief, help julle kinders. Mag die Here jou vandag die antwoord gegee het van hoekom Sondag. Maar mag jy vir jouself uitmaak, want dit is nie 'n saak tussen my en jou. Moet my asseblief nie op 'n Vrydag of 'n Saterdag 'n boodskap stuur, jy gaan nie Sondag in die kerk wees en vir my 'n verskoning stuur nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ek het nie nodig om dit te hoor nie, jy's nie aan my aanspreeklik nie. Jy's aan God aanspreeklik. As jy nie Sondag het gemaak vir kerk nie, praat met die Here daaroor. En die Here alleen. Hy gee, wat noem ons dit, 'n hallpass. Hy gee vir jou 'n siekebriefie vir Sondag. Van die Here het gesê, Sondag gaan we rus. As ek met vakansie is, by die see, dis waar ek God ontmoet. En elke nou en dan draai my kinders my en sê hulle, dan check hulle of hulle my so 'n bietjie kan pouk. Dan sê hulle, en paas, by die see, dis Sondag, ons kerk, dan sê ek, nee, ons gaan nie kerk doen. Ek het elke oggend kerk, ek gaan sit op die strand, en ek praat met die Here. As ek kerk toe gaan met vakansie, dan voel dit vir my soos werk. Ek wil nie kerk toe gaan op 'n Sondag met vakansie, want dit voel vir my soos werk. En ek wil nie voel ek werk. Hier met vakansie, is ek en die Here so, elke dag. Selfs ek moet by die Here verbykom oor hoekom ek 'n Sondag skiep. Al is dit my werk en al word ek daarvoor betaal. Mag God ons bevry van wettisisme en mag ons leef in vryheid en in liefde teenoor 'n God wat ons nie straf nie, maar eindeloos lief het. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U ons lief het. Dit is al wat ek wil sê. Dankie dat U ons dra. Dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U bly voorsien. Dankie dat U daar is in die maarjare en in die vetjare. Al sê ons hoekom in die maarjare en ons vergeet ons die in die vetjare. Dankie dat U ons altyd eweveel lief het, dat niks wat ons doen U liefde vir ons verander nie. Dankie Here dat U altyd naby ons is, dat niks wat ons doen U afstand van ons afskei nie. Ons sonde bou wel 'n muur, Here, maar ons bou die muur. U breek dit af. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here Jesus, dat U ons bevry van wette rondom Sondag en Sabbat. Dat dit nie 'n stryd is oor watter een moet ek hou nie. Dat dit net 'n liefdevolle verhouding is met 'n God wat my eerste lief gehad het. Vergewe ons oordeel oor ander. Mag ons nie skuins of skeef kyk na mense wat anders glo as ons nie. Mag ons, Here, net leef in opregtheid teenoor die God wat ons lief het. Aanspreeklik vir onsself. En die getuienis wat ons lewens wys. Kom, Here, en ontvang die dank van ons harte. U sê in die woord, gee vir ons 'n maatstaf van dankbaarheid. U sê, Here, dat U gee vir ons alles wat ons het. Maar om U koninkryk en sy werk te laat gebeur,
moet ons 'n tiende vir U teruggee. Almal van ons, myself ingesluit. Dis nie 'n moet nie, dis nie 'n wet nie. Dis 'n merk van dankbaarheid vir die 90% wat ons mee kan leef en wat U voorsien. Ons kom gee, Here, ons tiendes of offergawes met blymoedigheid en uit dankbaarheid, nie uit plig nie. Amen. En we kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Gaan leef in vryheid met die belofte van God, al kom dit uit die mond van 'n mens. Dit is geskryf in die woord van God in Numeri 6 vers 24 dat ek moet, wanneer jy hier is, oor God se kinders uitspreek. Die Here jou God sal jou seën. Die Here jou God sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here jou God sien jou raak en hy gee vir jou sy liefde. Die Here jou God sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. So verbind hy hom aan jou, want hy is jou volmaakte hemelse Vader. En jy, as jy dit kies, is sy kind. Amen.